Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. Dit wat gekom het bykans 2000 jaar terug vir elke mens. Dan sit ek baie keer en wonder, as 'n mens gaan kyk aan die goeie nuus, die blye boodskap, dan word dit ook beskryf as the too good to be true message. Anderswoorde iets wat eintlik te goed is om te glo, te goed om waar te wees. En dan gaan sit 'n mens en dink aan die groot werklikheid wat gebeur het, toe Jesus Christus aarde toe gekom het. Ek meen, dit is God homself. 1 Timoteus 3 vers 16 sê, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Dis God wat geopenbaar is in die vlees. Dan sit die mense en dink, toe God hierdie aarde besoek het, die grootste gebeurtenis nog ooit op planeet aarde. En hy kom om vir die mens iets te doen. Ons sê baie keer het ons sulke mooi goedjies wat ons sê, die Christen godsdienst is die enigste godsdienst wie se God vir hulle iets gedoen het. Die ander godsdienste hoop, maar een dag as hulle daarbo kom, dan gaan hulle werke getoets word en dan gaan dit bevind word of dit goed genoeg is of nie. En 'n mens dink aan die werklikheid wat Jesus Christus vir ons kom doen het. Dan word dit selfs beskryf in Romeine 10 vers 1 tot 4, waar Paulus bid vir sy volk. Hy sê, ek bid vir hulle tot hulle redding, want ek kan getuig dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder die regte insig, sonder die regte kennis. Hy gaan verder, hy sê, hulle hou nie van die manier waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil dit op hulle eie manier verkry. Nou dit is in die nuwe vertaling. Maar kan 'n mens dink dat jy lees dit, en dan gee nie ag daarop nie, dat jy hou nie van die manier waarop God jou vryspreek nie, jy wil dit op jou eie manier verkry. Dan sê hy, Christus is die einde van die wet tot geregtigheid. Met ander woorde, waar jy geregtigheid probeer verkry deur die wet. En dan sit ek baie keer en dink, ek kan nie verstaan nie, dat hierdie boodskap, is die vryspraak, is die boodskap van geregtigheid, is dit 'n opsie, is dit iets wat jou meer bekragtig? Maar as ek die skrif gaan kyk, dan sien ek dis die enigste werklikheid, om nie te gaan kyk wat jy vir God doen nie, maar gaan kyk wat het God vir jou 2000 jaar terug gedoen. Nou dit is absolute fondasie waarna 'n mens moet gaan kyk. Nou kyk byvoorbeeld wat sê Spreuke 3 vers 5. Hy sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Vertrou die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Hy sal jou paaie gelyk maak. Wat is jou deel? Jy moet hom ken. Jy moet hom ken. En dan sien ons dat ons ken nie altyd hierdie groot God nie. Hy gaan verder in Spreuke 4, dan sê hy, bewaak jou hart meer as enige iets, want dit is die oorsprong van alle lewe. Dit wat God in Jesus Christus kom doen het. En dan sien 'n mens, dit baie belangrik, mense, dat 'n mens moet maar weer gedurig deurkyk na die fondasie. Want ons weet dat hierdie gebou waarmee ons besig is, gaan strek tot in die ewige lewe. Hy sê paar plekke, hy sê dat hy wat die seun het, het die lewe. Hy wat die seun nie het nie die lewe nie. Ek skryf hierdie ding aan julle broeders, dat julle moet weet dat julle die ewige lewe het. Ewig is, God sê iets is ewig, en jy weet, dis ewig. So baie belangrik is dat ons moet gaan kyk na hierdie werklikhede, die fondasie waarop ons bou, en daardie fondasie is Jesus Christus. Dat ons in die vorige geleentheid het ons gekyk daarna, dat as ons byvoorbeeld na die evangelie in 'n neutedop gaan kyk, 2 Korintiërs 5 vers 15 tot 21, ons noem dit nou maar so, wat hy begin in eerste, dan sien ons dat God het vir ons baie geskenke gegee, maar die eerste geskenk wat hy vir jou gegee het, uit jou ou natuur, jou ou vleeslewe, dit wat jy gekry het, met daardie ruiltransaksie toe, die vyand by Adam kom en sê, ek kan vir jou iets bied. God sê jy is soos hy, maar dit is nie waar nie. Maar as jy na my luister, kan jy soos God wees. En Adam luister na die vyand, en hy val en hy word vlees. Hy sterf geestelik en hy word vlees. En nou kom hy nou sê hy, dat die eerste geskenk wat God gedoen het, vir alle mense, hy het daai ou lewe van die mens weggevat. As een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf, en hy het vir almal gesterf. Sodat die wat lewe nie meer vir hulle self lewe nie. Maar dan sien ons dat God het nie in Christus vir elke mens
laat sterf nie. Hy sê in die 17de vers kom daar 'n uitroep. Hy sê daarom, as iemand nou in Christus is hy 'n splinter nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Alles het nuut geword. Ons praat van wedergeboorte. Ons praat van nuwe lewe. Ons sê Jesus is my lewe. Maar dan as jy vir iemand vra, dan sê ons is maar net 'n mens. Ons is maar net 'n mens. Dit kan nie wees nie. Na die opstanding het Jesus vir ons sy lewe gegee. Kolossense 3 vers 4. Met ander woorde, Jesus is nie maar net 'n mens nie. So as ek sy lewe het, is ek nie maar net 'n mens nie. Daar's so 'n groot herstel wat gekom het van dit wat in Genesis skeef geloop het. So die eerste geskenk wat jy moet aanvaar is dat jy het gesterf. Jou ou lewe is weg. Jy kan nie 'n kar verkoop en dan gaan jy nog met jou ou kar ry nie. Dis die maklikste voorbeeld wat ek altyd gebruik. So, jy kan nie jou lewe vir Jesus gee en sê, Here, ek lê my ou lewe af, nou aanvaar ek u lewe, die nuwe lewe. En dan probeer ek nog my ou lewe verbeter en ek probeer 'n beter mens word en ek probeer aanvaarbaar word vir Christus en ek het stappe tot heiligheid en al daai tipe van goed nie. Dis nie wat die skrif vir ons sê nie. Ons moet gaan kyk na hierdie werklikheid. So dit gaan absoluut daaroor oor daardie boom. God praat van die boom in Genesis. Hy sê daar's die boom van die lewe, boom van die kennis van goed en kwaad. Nou sê God in Genesis 3 vir die mens, die grond waaruit jy geneem is, sal nou vir jou voortbring dorings en distels. En dan praat hy baie keer van 'n boom en 'n tak en 'n hout en al die tipe van goede, wat elke male wat heen wys absoluut na Jesus Christus toe. En dan kom hy byvoorbeeld in Jesaja 55, dan sê hy, goed, as hy profeteer na Jesus Christus toe, dan sê hy, in die plek van die doringboom gaan daar 'n sipres wees. Nie hy gaan die doringboom verbeter nie. Ek sê dit baie, en dan dink ek baie keer, vang ons dit. Hy sê, in die plek daarvan, met ander woorde, in die plek van die ou mens het jy nou die nuwe lewe, naamlik die lewe van Christus. In die plek van die distel is 'n mirte. So dis nie iets wat verbeter gaan word nie, dis absoluut net 'n nuwe werklikheid. Nou kom hy byvoorbeeld in Matteus, hy sê, 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie, want Jesus Christus is nou daai boom wat God bewaak het in Genesis, en hy's op pad om daai boom weer vir ons te gee, die keuse wat jy kan uitoefen, wat Adam nie uitgeoefen het nie, toe hy die verkeerde keuse uitgeoefen het, het God daai boom bewaak, en hy sê, gaan hom weer vir julle gee, op Golgotha gaan ek hom vir julle gee. En dan sien ons daai werklikheid, dat Jesus sê, dat hy gaan die ou boom uitkap. So dis nie meer 'n slegte boom, jy was 'n slegte boom, nou gaan jy begin goeie vrugte dra, as jy Bybel lees of Sondagskool toe gaan of iets nie. Die ou mens moet sterf. Die ou mens moet sterf, dis 'n afgehandelde werk, en dan is dit die aanvaarding van die nuwe lewe. So mense, baie belangrik, Galasiërs 3 sê dit ook vir ons, en dan gaan hy deur na 1 Johannes 5 wat ek aangehaal het, hy wat die seun het die lewe. So die oomblik as jy van daai boom van die lewe eet, dan het jy daar die werklikheid van die lewe. So dis absolute fondasie. En nou sit die mense, en nou is ons besig om so 'n stryery te hê in die natuurlike, en die een sê so, en die ander een sê so, maar wat sê God? Dis die werklikheid. Dan praat Paulus met die mense hier in 1 Korintiërs 3, nadat hy gesê het, ek kan nie met julle spreek soos met volwassenes nie, ek moet met julle praat soos kinders. Dan gaan hy verder, hy sê, want daar's tweedrag en daar's twis. Hy sê, want julle wandel na die mens, die probleem wat die mens het. Hy sê, die een sê, ek is van Apollos, en die een dit. Hy sê, is julle nie, wandel nie na die mens nie? En dan kom hy in vers 10, hy sê, volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Met ander woorde, die belangrikste, ons sien op die berg van verheerliking, dan het Elia en Moses verskyn, die wet en die profete, en hulle het oorhandig aan Jesus, kom 'n stem uit die hemel wat sê, dis my geliefde seun, luister na hom.
Met ander woorde, dit help nie ons wil in die Ou Testament, ons wil in Moses en in die wet en al daai goed 'n lewe gaan soek nie. God het gesê, luister na hom. En dit is die werklikheid, die fundament is, of die fondasie is, Jesus Christus. So God het in die begin, het hy 'n fondasie gelê. Hy was die lewe, hy was die bron van die mense, hy het saam met die mens gewandel. En die mens kom en hy skeer daardie fondasie vertikaal. Met ander woorde, hy skeer hom. So wat gebeur? Hy het die fondasie gehad en toe gaan die mens en hy gaan bou langs die fondasie. God sê, jy is soos ek, maar die mens glo dit nie. En hy besluit, hy gaan iets anders te doen en hy gaan bou langs daardie fondasie van Jesus, van God, die beeldnis en gelykenis. En ons weet, as jy 'n huis bou, baie mense doen dit. Hulle bou 'n huis en dan bou hulle gou hier 'n kamer aan, maar hulle sit nie 'n stewige fondasie nie. En op 'n stadium dan kom daar 'n kraak. Daar waar jy van die fondasie afgebou het of 'n swak fondasie het, daar begin die ding afbreek en hy kraak. Hy sal nie hou nie. Die Bybel sê vir ons dit. Hy sê jy moet op 'n goeie fondasie bou want die winde en die reëns en goed gaan kom. En as 'n huis nie op die fondasie gebou is nie, gaan hy nie hou nie. So dit is die werklikheid wat gebeur het en die mens bou en dan kom 'n skering en die mens word vlees. Maar God beloof vir die mens daar. Hy sê Genesis 3 vers 15, vrou, jou saad gaan sy kop vermorsel. Aan die ander woorde, God sê, ek gaan hierdie ding kom regmaak. Ek gaan die fondasie kom herstel. Ek gaan weer die bron van die mens word. Mens, dit is so belangrik, maar dit is wat Jesus Christus is daardie fondasie. Nou weet ons, as die Bybel sê, jy moet op 'n fondasie, jy moet op die rots bou. Nou weet ons, daar's baie dingetjies, daar's baie sand en baie keer is daar gebou op 'n ashoop, dan moet jy daai boogrond, daai goed moet jy wegvat, jy moet dit uit die pad uitvat, en dis die ou mens. Die ou mens moet uit die pad uitkom, sodat jy kan op daai vaste fondasie kom, die rots, en dis Jesus Christus. Nou baie mense bou sommer hier op die ou mens, en dit is hoekom die werklikheid nie hou nie, en dis die verdeeldheid wat daar is, en dit is die probleem, dan probeer hulle self verbeter. Mense, jy kan nie daai sand gaan vat en dit rots maak nie. Die werklikheid is, die ou mens moet uit die pad uitkom, en totdat jy grou uit, totdat jy by Jesus Christus uitkom, want hy word reg deur die skrif, van die begin af, in die woestyn, as hulle water wil hê, dan moet hulle die rots slaan, want die rots, sê 1 Korintiërs 10, is Jesus Christus, die rots wat hulle gevolg het. So jy moet op die rots bou, op Jesus Christus bou, dis die enigste fondasie waarop ons kan bou, is die werklikheid van Jesus Christus. En dan praat die skrif in Romeine 8, dan sê hy, vers 35, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Dan sê hy verdrukking of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid of gevaar of swaard. Dan gaan hy vers 38, hy sê, want ek is verseker dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel ons sal skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Hy sê, niks sal ons skei van hierdie werklikheid van Christus nie. En dit is die fondasie, en dis hoekom Paulus sê, bou op die fondasie, nie elke ou sy eie siening, en ek is van dit en ek is van dit nie, net hierdie een werklikheid. Weet jy, die skrif gaan verder, ek gaan dit net vir ons vinnig noem, as jy gaan kyk na Kolossense 1, vers 15, dan sê hy, die hele wêreld is deur Christus geskep. Hy sê, en al hierdie werklikhede is onder sy voete gestel. Dan kom hy in die 18de vers, dan is dit so belangrik. Dan sê hy, Jesus Christus moet in alles eerste wees. So Jesus Christus is die fondasie van elke besluit, of veronderstel om die fondasie te wees van elke besluit, elke keuse, van jou hele lewe, moet hy daardie fondasie wees. En daardie fondasie is dan 'n horisontale fondasie. Nou hoe kry ek daai fondasie in my lewe gegooi? Efesiërs 1 vers 13 sê dit, ek gaan terwille van tyd dit nie vir ons lees nie, ek sê dit baie, noem hom baie. Efesiërs 1 vers 13 sê, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het,
en dit geglo het. Baie mense hoor hierdie evangelie. Mense lees dit. Hy sê, maar dit gaan nie daaroor nie, dit gaan die oomblik wat jy dit hoor, en die oomblik as jy dit glo, met ander woorde, geloof is 'n oortuiging. Die oomblik wat jy oortuig is, dit wat Christus vir my gedoen het, en Christus is my fondasie, dan sê hy, dan word jy verseël met die belofte van die Heilige Gees. Mense, wat beteken dit? Nie die Ou Testament nie, selfs nie die 4 evangelies nie. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Maar hy demonstreer vir die mens, in die 4 evangelies, wat gaan hy aan die kruis vir die mensdom doen? En dit is baie, baie belangrik, en dit is die fondasie. Hy sê, toe jy hierdie evangelie gehoor het, en dit geglo het, word jy verseël met die belofte van die Heilige Gees. Wat kan dan bykom? Wat kan jy bykry by dit as jy reeds verseël is? Mense, dit is absoluut daai werklikheid. Hy gaan verder dan sê Kolossense 2 vers 9 en 10, dat die volheid van God woon in Jesus Christus. Hy sê, en julle het daardie volheid. Nou is dit baie belangrik. As jy met mense byvoorbeeld begin praat, dan sê mense baie keer vir jou, en dit klink so mooi. Weet jy wat? Jesus is eerste in my lewe. En dan is dit my vrou, en vir my huwelik, dan is dit my kinders, dan is dit my werk, en dan begin jy nou al hierdie ander goede. Mense, dis nie die werklikheid eintlik nie. Dit is baie mooi, dit is maar 'n goeie voorbeeld, maar die eintlike werklikheid is dat Jesus Christus kan nooit eerste in jou lewe kom nie. Want Jesus Christus is die fondasie waarop jy alles in jou lewe bou. Op die fondasie bou jy my vrou eerste, my kinders, my werk, en dit bou jy alles. En wanneer daar 'n skeuring kom, en wanneer daar vasgesit word, of 'n probleem kom, of enige iets, dan kan daai skeuring nooit weer, soos in Genesis, jou wegskeer van daai werklikheid nie. Want dit is nou 'n absolute horisontale werklikheid. Jesus Christus is die fondasie, en dit kan absoluut net daai werklikheid wees. Hy kan net tot op die fondasie gaan, hy kan nie verder gaan nie. En dit is die antwoord vir elke mens, wat maak dat enige probleem nie 'n probleem hoef te wees nie, want dit kan nie groter as Jesus Christus wees nie. Hy sê, niks sal ons skei van die liefde van God nie. Maar nou kom die skrif in Efesiërs 4, dan praat hy van iets anderste. Vers 18, hy sê, julle is nou geskei van die lewe van God. Met ander woorde, julle is nou geskei van daai fondasie. Nee, deur onkunde, net onkunde. Onthou, in die Ou Testament het die skrif gesê, my volk gaan verlore weens 'n gebrek aan kennis. Nou in die Nuwe Testament, nadat die mens nie meer verlore hoef te gaan nie, want Johannes 3 vers 16 het gekom, en hy sê, want so lief het God die wêreld, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat niemand verlore hoef te gaan nie, dat elke mens gered kan word, en die ewige lewe kan hê. So nou is daar 'n groter werklikheid, 'n groter geloof, as Hosea wat sê, my volk gaan verlore weens 'n gebrek aan kennis. Maar die werklikheid daarvan is, dat jy nou jou net skei van die lewe van God, net deur onkunde. En dan sê hy iets anders te, hy sê, omdat jy jou hart verhard. Baie mense hoor die evangelie, en sê hulle, nee, dis nie ons woord nie, ons kerk glo nie dit nie, of ons glo nie dit nie. Maar dit gaan nie oor wat glo die kerk, of wat glo wie nie, dit gaan oor, wat het hierdie groot God gesê. Ek is nou hier in 1 Korintiërs 3, hoor wat sê hierdie groot God. Hy sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie? Hierdie groot God is nie ou baas, of die man daar ver, of die groot hand nie. Hy is nou in jou, hy is nou jou lewe. Hy sê, hy woon in jou. Hoor mooi wat sê, as iemand die tempel van God skend, God sal hom skend. Hoekom? Want die tempel van God is heilig, en dit is julle. Hy skryf daarin ook, as jy hierdie verseëling het, maar net as jy die afgehandelde werk van Jesus glo. Dan sê ek Efesiërs 2 vers 19, dan sê hy, julle is nou nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Dan sê ons, nee, maar ons moet nog heilig word en al daai goed. Mense, dis nie so nie. Hy sê, jy moet gaan kyk na jou testament. Jy moet gaan kyk, wat sê hierdie groot God van jou? Kyk wat sê hierso in 1 Korintiërs 6,
Vers 17, hy sê, maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Een gees met hom. 1 Korintiërs 2 waar ek nou was, sê hy, een mens kan nie die gees van 'n ander mens verstaan nie. Hy sê, so kan ons nie die gees van God verstaan nie. Dis vers 12. Hy sê, daarom het God vir ons sy gees gegee, sodat ons kan weet wat hy ons uit genade geskenk het. Hy het vir ons sy gees gegee. Ek het nou sy gees. Dis my werklikheid, dis my fondasie. Kyk hoe gaan hy verder. Hy sê, vers 19, 1 Korintiërs 6, of weet julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees wat in julle woon is nie, wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie. Mense, dis so belangrik dat ons sien, net ons kan ons gaan skei van hierdie werklikheid. Hy sê Kolossense 3, hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, nie die dinge wat op die aarde is nie. Hy sê, want julle lewe is, en is beteken nie gaan wees die dag as jy doodgaan of met die wederkoms nie, dis nou. Jou lewe is saam met Christus verborge in God. Dan kom hy net asof dit nie waar klink nie in die 24ste vers, dan sê hy, wanneer Christus wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal ons ook saam met hom geopenbaar word. Wie? Wanneer Christus wat ons lewe is. Jy sien die fondasie, want jy's op die fondasie. Jy's deel van die fondasie. As hy kom, dan praat hulle nie en sê hulle, hoorie, die huis se fondasie is dit en die huis is, nee, hulle praat van die huis, die hele huis. En Efesiërs 2 sluit daarmee ook af, wat hy praat van, jy's gebou op hierdie fondasie, maar jy's die huis. En dit is so belangrik, mense, dat ons nie van daai probleme skei, van daai onwerklikhede, of daai onwerklikhede ons eie maak, net deur onkunde, en ook net deur die verharding van die hart, dat jy kom en sê, man, weet jy wat, ek glo dit nie, of wat ook al. Weereens daai skrifgie, Paulus bid in Romeine 10 vers 1 tot 4. Hy sê, my hartsverlange en my gebed tot God vir my volk is dat hulle gered moet word. Want ek kan getuig dat hulle 'n ywer vir God het. Mense het 'n ywer vir God. Hy sê, maar sonder die regte kennis. Hy sê, want hulle steur hulle nie aan die manier waarop God 'n mens vryspreek nie. Of hulle aanvaar nie die manier waarop God die mens regverdig nie. Hulle wil dit op hulle eie manier verkry. Mense, ons moet nie in daai trap val nie, want jy sal nooit die werklikheid hê. God het ons nie in Christus kom in staat stel om beter mense te wees nie. Hy het jou ou lewe weggevat, hy het 'n nuwe lewe vir jou gegee, sy lewe, en dis die fondasie. Die goeie nuus van Jesus Christus. Amen.